Ek bid dat die Gees teenwoordig sal wees en dat U ons sal leer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Okay. Het julle geweet dat daar ongeveer 2350 verse in die Bybel is wat gaan oor geld? Dis amper 2 keer soveel as geloof en gebed saam. Byna 15% van alles waaroor Jesus gepraat het oor geld en besittings gehandel. 16 van sy 38 gelykenisse gaan oor geld. Nou as die skrif so baie te sê daaroor, is daar nou geen twyfel dat mense het argumente oor geld en geld veroorsaak issues en ons kan nie sonder geld lewe in die lewe waar ons lewe nie ensovoorts. So dit is 'n belangrike onderwerp, né? So vandag wil ek julle leer wat sê die Bybel, hoe benader ons finansies gebaseer op ons persoonlikhede en sleutels tot sukses wanneer dit gaan oor finansies. So weer eens moet ons kyk, hoe benader elke persoonlikheid finansies gebaseer op wie jy is. So daar's weer eens die rooies, die geels, die blous en die groens, en ons wil kyk hoe elkeen finansies benader. So die rooies, hierdie is die strategiese beleggers. Hulle benadering is dat hulle fokus op langtermyn doelwitte en is gemaklik om risiko's te neem. Hulle sterkpunte, hulle is doelgerig, beslissend en gemaklik met die neem van berekende risiko's. So as jy 'n salesman is en jy verkoop iets aan iemand, wil jy 'n rooi of 'n geel met die deur oopmaak wanneer jy klop aan hulle deur, of wanneer jy bel. Want hulle sal nog, okay, rooi sal ek 'n bietjie meer skepties wees, maar vir alle geel ook, hulle vat die risiko's, hulle sal dit neem. As 'n groen die deur oopmaak, jy maar net omdraai. As dit 'n stil persoon is wat vir jou so mooi rustig glimlag, dan sê net, jammer meneer, ek is by verkeerde huis. Dan stap jy aan. Want hulle gaan nie die risiko neem nie. So roois, hulle is beleggers en hulle sal die risiko's neem. Uitdagings as dit kom by finansies by die roois, hulle kan ongeduldig wees, dalk nie so detailed georiënteerd soos ander temperamente nie, en kan geneig wees om vinnige, potensieel riskante besluite te neem. Kom ons neem hom vinnig en dan maak hulle 'n fout. Hoe benader die geels dit? Die geels is die spontane spaarder. Hulle geniet dit om te spandeer en is optimisties oor hulle finansiële toekoms. Hulle is goed om die groter prentjie te sien, aanpasbaar by die veranderende finansiële omstandighede en geniet die opwinding van besteding. Maar hulle swakpunte, hulle kan sukkel met beplanning en begroting, kan te veel bestee, kan maklik deur impulsiewe aankope beïnvloed word. So ek is 'n rooi geel en ek het groot geword dat ons het nie baie geld gehad in die huis nie. Ek het nie geweet nie, ons het altyd kos gehad, altyd klere gehad. So ek was te jonk om die goed agter te kom. Vir my is net, kan ek van hê, kan ek aksie, kan ek speel ensovoorts. My ma vertel vir ons toe ons jonk was, het ons soos van vis gelewe. My pa het vis gevang in die Weskus en dis waarvan ons gelewe het. Dit was sy beroep gewees voordat hy vir Portnet begin werk het. So ons het gelewe op vis ensovoorts en ek is die jongste van 5 kinders. My ma was getroud gewees en sy het 'n seun en 'n dogter gehad. My pa was getroud gewees, hy het tweelingdogters gehad. Toe trou hulle en boep, daar's ek. So ek is die jongste en die jongste en die oudste suster is die enigste adventiste in die huis. En toe ek nou groot word, soos ek sê, was ons arm gewees, maar toe ek in die hoërskool ingaan, toe gaan al my siblings uit die huis uit. So my tweelingsusters en my broers, al 5 jaar ouer as ek, en dan my oudste suster is 10 jaar ouer as ek. So hulle is uit die huis uit, toe ek hoërskool toe gaan. En toe ek hoërskool toe gaan, toe kry my ma bevordering by die werk, finansiële bestuurder, en my pa kry bevordering by sy werk by Portnet. Nou wat doen jy, as jy nie geld gehad het nie? En nou is daar eenskelik geld, met die jongste kind wat oorblywend in die huis is. En hy's 'n rooi geel, so hy weet om sy way te kry. En mamma is 'n groen, so dit is maklik om vir mamma te oorreed in die winkel. Ek soek Levi's, dankie. Ackermans werk nie vir my nie. Wat doen hulle? Hulle spoil my.
Ek speel cricket, so ek kry al die goed wat ek nodig het vir cricket. Ek speel rugby, daai tyd was dit nie van almal het shoulder pads nie. So ek het my shoulder pads daar geloop en nie almal het shoulder pads gehad nie. Ek het golf gespeel, dan kry ek al die golf goed wat ek nodig het. Ek het gebodyboard, so ek het my bodyboard, my fins en my wetsuit gekry. Ek kan nog onthou my pa het vir my nuwe bodyboard hier in die Kaap gekoop. Maar vir Kersfees, maar nou is dit voor die tyd. En ek en my chommies is op pad vishoek toe om te surf vir die vakansie. En nou sê my pa vir my, nee, hy gaan nie eens die ding vir my gee op Kersfees. Ek is soos, nee, wat, hier gaan ek nou 'n dik mond gooi, dat daai ding, ek sou kon nou. En ek het my dik mond gegooi, en my pa het hom vir my gegee. Groot fout. So wat word ek geleer die hele tyd ongelukkig deur daardie aspekte? Jy weet, spandeer, spoiledness, ensovoorts. So toe ek nou ouer word, nou, my ma kan met geld werk, sy is 'n finansiële bestuurder, my broer kan met geld werk, my oudste suster kan. Ek het 'n sommebrein ontvang en ek kan dit sien in my jongste seun ook. Hy het ook die sommebrein. So dit kom so reg deur die lyn. Is die sommebrein is daar. So ek doen my eie boeke vir my besigheid. Ek doen dit nog al die jare. Ek hou daarvan, ek geniet dit wanneer ek dit doen ensovoorts. Maar daardie spoiledness moes Jesus uit die hart uithaal. Want hy kan jou nie vertrou dan met die klein goed in die lewe, in jou seun met groot goed, as hy nie weet jy kan werk met die klein goedjies in die lewe nie. In 2000 en something, ek kan nie onthou, vergeet die jaar, daai tyd, toe trek, lang gelede, toe trek ons van rivier so 'n end, die ander kant, na 'n plaas toe in die Oos-Kaap. Maar die Here het nooit vir ons gesê ons moet trek nie. Hy het nooit vir my 'n vers gegee, ons het altyd beweeg as die Here so sê, maar ons het nie 'n vers ontvang nie, ons het net gegaan, want dit is country living, die mense gaan permanent oor see gaan, so ons bly in hulle huis, daar's solar, daar's boorgat water, my bakkie, ek het 'n donasie ontvang, R325,000 double cab, nuwe double cab afbetaal vir die bediening, so ons het nie uitgawes nie. So dit klink mos na 'n goeie deal, dink julle nie? En ons besluit ons trek. Die dag wat die treklorry kom, toe begin die hel. Alles loop verkeerd. En ons sê, wat op aarde gaan aan? Maar die Here het nooit gesê trek nie. Ons het in ons eie kop gedink en al die vriende sê, ja nee, is country living, is 'n goeie besluit. En daar gaan ons. Toe ek daar so is, omdat ons is voltyds in die bediening van die begin af, van die dag wat ek en Chantal getroud is, voltyds in die bediening. So jy lewe op donasies en op DVD, of nou is dit USB's, maar daai die DVD verkope. En ek het altyd gesukkel met dit. Ek het na die Here toe gegaan in my stilte tyd en sê, Here, dis nie hoe ek wil lewe nie. Ek wil nie vir ander mense in die gesig staar vir geld nie. Ek wil vir my eie geld werk, vir my eie familie sorg. Maar ek wil die Here se werk doen. So hoe vind ek die balans? Hoe doen ek hierdie ding? Want almal wat in die bediening is, dit is asof jy moet op donasies lewe. Dis al wanneer jy voltyds vir die Here kan werk, en soos, dis nie hoe ek wil werk nie. En ek het die Here gevra, ek sal nooit vergeet, ek het hom gevra, ek wil my eie kar bekostig, ek wil my eie huis bekostig, ek wil my eie goed bekostig, maar ek wil vir hom werk. So hy moet die deure oopmaak, want ek is nie 'n predikant, ek is nie geroep om 'n predikant te wees nie. Baie leierskap sal sê, nee, kom maak nie jou studies klaar nie, want ek het nie 'n passie om 'n pastor te wees nie. Dis nie my roeping nie. My roeping is, ek wil preek by Parel, by Silverleaf, by Woester in 3 naweke, na impak hê oral waar ons gaan. Dit is die roeping wat op my lewe is, en dit is my passie wat ek wil doen. Maar ons moet survive in hierdie wêreld. So toe ons nou trek, toe het ek 'n vriend, hy ontmoet in Pietermaritzburg waar ons gepreek het, hy het toe vir my gesê, hy ken dieselmaatskappye, sy eienaars, en hy kry besigheid vir hulle in, dan gee hulle hom kommissie. So as ek dit wil doen, dan kontak ek dieselmaatskappye, al hierdie trokke wat julle so sien. Meeste van die trokke, okay, daar's nou baie nuus nou, maar baie van hulle wat julle al sien, het ek al gekontak, of met die eienaars gepraat, of met iemand, en ek bel, en ek gaan sien ouens, ensovoorts, en dan sal hy kommissie kry. En toe kry ek hierdie een kliënt, wat sy naam op die trok, kan ek nie nou lekker onthou wat dit was, hy was nou 'n hele paar jaar terug, so lank gelede, het iets met die Here te doen gehad. Ons het nog gepreek in Port Shepstone, en toe ons huis toe ry, toe sien ek die trok, en ek bel die ouens, en woep, daar kry ek 'n deal, en die deal gee my R15,000 'n maand, net daai een deal. Dus ek sê, Jesus, dis nou 'n goeie deal, dink net as ek 10 van hulle kry, hoe goed gaan dit dan gaan?
En toe ek nou net sien die fondse raak beter en ek kry ook 'n kontrak met 'n TV-kanaal wat hulle sê doen vir my video editing, doen opnames vir ons TV-kanaal, ons gee jou X bedrag binne 'n maand, was ook 'n goeie bedrag. Ek het toe 'n video editor aangestel ensovoorts. Dus ek sê dinge gaan nou beter. Onthou, ons betaal geen water en ligte nie, geen huur nie, geen karpaaiement nie. Dit is mos nou klink mos nou 'n uitstekende deal. En outomaties toe skop my spoiledness in. Eers maar ek dink is tyd om 'n tweede kar te koop. Jy weet ons het nou die bakkie, maar ek gaan nou kliënte sien en alles en ek begin daai redes so uiteensit van dit is goed vir tax, ek kan jy weet die rente aftrek en die waardevermindering aftrek. En as iets gebeur op die plaas, my vrou sit nou daar 'n uur uit PE uit, dan moet sy kan met 'n kar ry ergens heen as ek nou weg is. Dis alles goeie redes. Sou julle saamstem? Maar as die Here nie in dit is nie, maak nie saak hoe goed die redes is nie. As sy wil is nie, moet dit nie doen nie. Ek gaan toe na Chantel toe en ek sê vir haar, jong, ek dink ek moet 'n tweede kar koop. Ek het klaar eene gesien. Is 'n lekker Ford EcoSport, een met die leersitplekke en alles. Dan koop ons nou hierdie SUV'tjie vir ons. En Chantel sê vir my, jong, ek voel nie gemaklik met die ding nie. Ek weet dan, toe sê ek, my vrou, ons kan dit maklik bekostig. Hy is nie so duur nie. Dit is binne ons budget. Nie dat ek 'n budget ewen gehad het daai tyd nie. Dis binne die geld wat in die rekening is. En ons kan hierdie ding doen. Die dag toe ek op papiere gaan teken by die plek, sit my vrou nog steeds daar. Ek voel nie gemaklik oor die ding nie. En wat sê Renier? Nee man, ons gaan voort met die ding. Teken hom, kom by die huis met die kar. Jesus, ek voel trots. Ja, staan hy nou. My eie kar gekoop met my eie geld. Hierdie is nie 'n donasie nie. Woep, begin al die krane toedraai. Die drukmaatskappy betaal nie hulle rekeninge nie, verloor ek daai inkomste. Die TV-kanaal, ons het nie meer fonds nie, ons kan nie betaal nie. Daar moet ek daai video editor met my overdraft begin uitbetaal. En ek wil nie vir haar sê sy kan haar nie meer bekostig nie, want sy is swanger, hulle het in 'n ander huis ingetrek gebaseer op die salaris wat ek kan gee. En ek sit daar en ek begin haar uit my overdraft uitbetaal. Dit het so erg geraak dat Jonathan het my gevra vir 'n piesang, ek kon nie vir hom 'n piesang koop nie. Omdat ek uit God se wil uit beweeg het. Maar die Here is genadig. Hy leer ons lesse wat ons moet leer, daardie impulsiewe goed wat ons koop of doen met geld wat hy voorsien. Begin hy my toe lesse leer. Ek sal nooit vergeet, ek sit daai aand so op die bank daar op die plaas en ek weet die debietorders kom. Daar's nie baie nie, maar die bietjie wat daar is, soos mediese fonds ensovoorts. En daar is nie geld nie. Niks. Onthou, ek betaal nie hier nie water en lig, maar jy weet hoe swak gaan dit, hè? Dat jy het nie water en lig en jy het nie hier geld, jy het nie kars. Ok, het nou die kar, ek het hom verkoop binne 4 maande weer en R15,000 skuld gehad as gevolg van die verlies van die verkope. So, jy het nie veel uitgawes nie, maar jou een debietorde wat afgaan, kan jy nie bekostig nie. Ek kan nog onthou, ek sit daar, ek sê, ek het soveel geloof in die Here, dat hy kan net geld laat verskyn in my rekening. Hy kan dit mos doen. Kan hy nie? Natuurlik kan hy dit doen. En hy aand toe die debietorde hop, toe sak my hele, dis of my hele fondasie is weg. Ek sê nou vir Chantal, ek wil nie praat nie, jy kan maar in die kamer gaan sit, ek wil nie praat nie. En sien, waar kom die invloed, wat beïnvloed dit nou? My en haar verhouding. Want my vrou het goed nodig, kan ek dit koop? Nee, ek kan nie. Maar wat het ek gedoen? Ek het 'n kar gekoop. Buite die Here se wil. En ek sal veel verder vertel wat nog daar gebeur het. Die Blouws, hierdie se begrotingsmeesters. Hulle is detail georiënteerd en prioritiseer finansiële stabiliteit. Hulle is uitstekend in beplanning, begroting en skuldbestuur. Uitdagings, hulle kan oormatig versigtig wees en kan sukkel om besteding te geniet en kan geneig wees tot perfeksionisme. Ek weet my vrou het 'n uitstekende dag. As sy na 'n winkel toe stap en sy sien ietsie, kyk, dis een ding wat ek waardeer vir my vrou. Sy soek niks spandabelrig nie. Niks. Sy worry nie, as dit nie op haar lysie is nie, soek sy hom nie. Moet op die lysie wees. Julle ken mos nou al verjaarsdag geskenke, net moet op daai lys wees. En as jy iets koop wat nie op daai lys is nie, dan raak daai geskenk 'n geskenk. Want hy gaan in die kas in en dan hoor hulle iemand verjaar, "O, ek het iets vir jou." Hierso is ietsie wat nie op my lysie was en jy kan hom maar kry.
So sy is uitstekend met, ek koop net wat ek nodig het, wat die lewe efficient maak. So ek hoef nooit te voel, as ek vir haar kredietkaart gee met baie geld op, dat sy gaan terugkom, sê, oh, sorry my lief, daar's niks oor nie. Ek hoef nie te worry oor sulke goed nie. So die punt is dat, as sy winkel toe gaan, en sy sien nou dalk 'n skirt, of iets waarvan sy hou, en sy het nie eens vir my ge-WhatsApp, wat dink jy, of so nie, sy het hom net gekoop in die oomblik, wat baie min al gebeur het. En sy kom terug, en sal sê dan so, oh, my lief, ek het die ding gekoop. Dan is dit soos, dis okay, dis 'n skirt, jy het dit nodig, jy het klere nodig. En dit is wanneer ek weet, sy is op 'n goeie plek, as dit kom by geldbestuur. As sy daai besluit in die oomblik kan neem. Die groens is die kalm geldbestuurders. Ons noem hulle die Jode. Hulle is ontspanne geldbestuurders, prioritiseer finansiële gemoedsrus en is gemaklik met 'n bestendige, voorspelbare inkomste. Hulle is goed om balans te vind, aanpasbaar by veranderende finansiële omstandighede en word nie maklik deur finansiële sake gestres nie. Maar hulle kan besluiteloos wees en kan sukkel om aksie te neem en kan stadig wees om by verandering aan te pas. Wat beteken? Hulle het geen probleem om net die geld in die bank te hou nie. En as hulle ergens kom en daar's 'n nood vir iets, dan sê hulle soos, nee, ons gaan nie nou dit koop nie. Maar daar's baie geld in die bank. So dis maar meestal hoekom mense hulle kan noem die Jode, want hulle gaan nie hulle geld spandeer nie. Kom ons hou dit net vir onsself. Nou wil ek julle leer vandag Bybelse beginsels wat die Here my geleer het, nou dat ek deur hierdie duur les gegaan het. Ons is op die plaas en ek weet nie wat ek kan doen nie, weet om te doen nie, die mense het teruggekom na 'n jaar en 'n half, hulle goed het uitgewerk nie, en ongelukkig het hulle ons nou nie baie goed hanteer, toe hulle teruggekom het nie. Nou weet ons moet trek, maar ons weet nie waartoe nie. Ons vra die Here, waartoe moet ek gaan? Ons doen 'n poging in George, en toe doen ons aanbiedings in Pinetown Kerk. Nou is ons weer terug op die plaas. En ek vra my vrou, waartoe gaan ons gaan? George is nogals, dit het met ons gepraat, maar ook Pinetown toe ons daar was. En wil die Here ons moet so toe gaan? Ek gaan nie, ek het nou klaar fout gemaak, maar ek gaan nie in die Bybel lees Pinetown of George nie, waartoe ek moet gaan nie. En ons stap so op die plaas eendag, en ek roep sy uit na die Here toe en sê, ek weet nie waartoe om te gaan nie, want ek gaan nie lees Pinetown of George in die Bybel nie. Toe flash in my gedagtes onmiddellik, waarin hier of jy gaan oos of jy gaan wes. Oos is Pinetown, wes is George, vanaf P. 2 dae later lees ek, go east for there is my deliverance. Binne 'n baie kort tyd word 'n trok gestuur om ons te kom haal, vir net R4,000, om ons te trek. Toe ons plaas toe getrek het, het ons ontslaag geraak van ons yskas, ons tafel en ons banke, want dit was reeds daar en die goed is op souler. Dis mos nou permanent. So toe ons trek, het ons so yskasie, letterlik so groot, en ons het nie meubels nie, dis net bokse en sulke goed, maar ons moet trek. En ons moet trek na 'n huis toe wat ons gaan kos R8,000 'n maand, en ons moet 'n R16,000 deposito neersit. Ek is klaar minus R80,000 in die rooi. So ek is klaar in die moeilikheid. Hoe gaan ek dit doen? Maar die Here sê, gaan oos, want daar is my deliverance. Ek doen toe 'n onderhoud met 'n ou van Australië, aangaande die Trinity issue, wat in die kerk ingekom het, dat die drie eenheid is, soos ons glo. En hy het 'n boek geskryf, en die Kaap-konferensie kom na my toe en sê, ons soek 200 boeke, daar betaal ek my deposito vir die huis. Maar nou gaan ek trek na R8,000 'n maand toe, ek het nie daai geld nie. My debietorders het gehop, ek is R80,000 in die rooi, my overdraft, my kredietkaart en mense wat ek geld skuld. Ek is in die moeilikheid. Maar as die Here sê trek, dan trek jy. Ons gaan oos 4 dae nadat ons geland het in Howick. Toe bel Kim Rou my. Weet jy of julle hom ken, die leraar Kim? Kan jy by Pinetown kon help? Ons het jou hulp nodig. Toe trek ons Howick toe, 1 uur weg van Pinetown af. Hulle gee my toe 'n werk waar ek kan aanhou travel en preek soos die Here ons roep, maar ek kan 'n inkomste verdien deur die Here se werk. Ek is soos, dankie Here, 4 dae na die tyd. Bel hulle my. Toe hou ek mense ons help, kerkmense, ons het voorheen daar gepreek, en ek het die mense gevra, het julle dalk mense wat ons kan help die trok aflaai? Toe sê die ou, ja. En terwyl hulle aflaai, toe sien hulle, hier kom die meubels uit, hier kom net bokse uit. Binne 'n week, toe sit soos, hier's vir julle 'n nuwe eetkamertafel gemaak, vir julle. Ander mense koop 'n nuwe sitkamerstel, hier's vir julle sitkamerstel.
'n ander ou kom en sê, "Yes, gaan na daai plek in Pietermaritzburg gaan koop vir julle yskas. Gaan kies een." Jy's verleë hoor, as jy nou daar staan en jy weet nie wat die budget is nie. Dan kom die eienaar van hierdie plek, ek tog so tweedehandse plek, dus dit nie, alles is nuut. En hy kom en sê, "Is jy Renier?" Ek sê, "Ja." Ek weet nie wat om te doen nie. Hy sê, "Nee, jou budget is R10,000. Ek sê, "O, okay. Daai dubbeldeur sal nog ons werk. Baie dankie." Ons het nou nog, nee, ons het daai yskas moes al teruggaan, daar was foute met hom en toe het hulle hom verplaas. Ons nou nog daai yskas. Die punt is, die Here het in 'n kort tydjie alles voorsien wat ons nodig gehad het. Hy het my toe begin leer om te budget. 'n Excel spreadsheet, presies te weet wat aangaan in jou finansies, elke dag behalwe Sabbat. Kyk ek in daai budget en ek weet wat aangaan. Binne 3 jaar, tot ek al my skuld afbetaal. Alles afbetaal, alles is gedek. Nie een keer het hy nie my huur betaal nie. Die Here, omdat ek terug in sy wil ingestap het, het hy begin voorsien. Dan het ek werk vir die konferensie gedoen, opnames gedoen ensovoorts en Here voorsien en dan stop hulle die kontrak. Nuwe leierskap, ons het nie meer die geld nie. Hulle het nog die geld. Dis net hulle het nie meer die visie nie. Dis eintlik waarop dit neerkom. Hulle het nie meer die visie vir die sosiale media ensovoorts nie. En die Here lei my toe om saam met 'n Amerikaner kontak my toe en vra, kan hy my YouTube kanaal so goed boost, want ek 'n YouTube kanaal, ek sê, "Jong, ek het nou nie eintlik die fondse vir die ding nie, maar kom ons gesels maar." En toe hy sien wat ek kan doen, konferensies stop die kontrak, ek vra toe die Here, as hy wil hê ek moet saam met hierdie Amerikaner werk, dan moet daai ou my vra, kan ek vir hom werk doen? Was nie 2 weke nie, stuur hy vir my WhatsApp, "Eers, kan jy werk vir my doen?" Sê ek, "Ja, definitief, ek het tyd." Want die konferensie het hulle kontrak gesluit en daai is 'n groot chunk van my inkomste uit my sak uit. En ek begin, ken julle vir White Horse Media, Steve Wahlberg? Het al gehoor van hulle? Toe doen ek werk vir hulle op video editing, doen 'n paar video's ensovoorts. En dit was nie lank nie, toe sien die ou, die Here se vywer, wat ek kan doen, en die ou vra toe, kan ek mede-eienaar saam met hom wees van hierdie Amerikaanse besigheid? Ek sê, dis reg. Binne 3 jaar, ons het gaan van 4 mense na 35 mense. Ons het gegaan na 1 kliënt, na oor die 20 kliënte oor die wêreld, wat ons vir werk doen. Die Here het letterlik my hande werk geseën. As ek instap in Amerika, tussen al die ministries in, dis asof die mense my net vertrou. Ek is so, dis net ek maak baie stupid besluite, en ek sê baie stupid goed, vra my vrou. Sy weet dit, maar die Here gee my net vywer waar ek gaan, en hy seën my hande werk. En so het hy geseën. En toe het ons sekere beginsels begin toepas. En dit is wat ek julle nou wil leer. Ons almal weet, ons moet ons 10de in ons offergawe gee. Dis nie 'n opsie nie. Ons almal ken die goed, né? Is dit nou iets wat ek vir julle moet leer? Dis nie iets wat ek vir julle hoef te leer nie. Die Bybel sê in Maleagi, mag 'n mens God beroof, want julle beroof my, en julle sê, waarin het ons u beroof? In 10des en die offergawe. Vers 9, met die vloek is julle belaai, en tog beroof julle my, julle die hele nasie. So die Bybel sê, ons moet ons 10des en offergawes bring. Vers 10, bring die hele 10de na die skathuis, wat die kerk is, sodat daar spys in my huis kan wees, en beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle oorvloedige seën sal uitstort nie. Vers 11, ek sal ook die springkaan vir julle afweer, sodat hy die opbrengs van julle grond nie sal verwoes nie, ook die wynstok op die land sal vir julle nie onvrugbaar wees nie, sê die Here van die leerskare. Ons ken die goed. Ek hoef ons nou nie dit vir julle te sê nie. Dat julle 10des voor teks moet aan die kerk gegee word. Want dis nie onse nie. Amen. Dis nie die kerk se nie, dis nie onse nie, dis God se. Hy sê vir jou, hier's 100%, 10% is myne. En dit voorsien vir my leraars om hulle werk te kan doen. Bring dit na die skathuis toe. Dan sê hy ook offergawe, en die vraag is, hoeveel moet ons gee? Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. Soos die storie in Markus 12 vers 42 tot 44, en daar kom een arm weduwee en gooi 2 geldstukkies in, dit is 'n oortjie. Toe roep hy, dis 'n paar sent. Toe roep hy sy disippels na hom en sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle,
Hierdie arm weduwee het meer ingegooi as almal wat in die skatkis gegooi het. Want hulle het almal uit hulle oorvloed ingegooi, maar sy het uit haar gebrek ingegooi, alles wat sy gehad het, haar hele lewensonderhoud. Ek kan onthou, toe ons in Pier gebly het en dinge so swaar gegaan het, hoe ek 'n laaste R20 in my beursie, die laaste geldjies, as dit Sabbatkerk, dan vat ek die R20, dan kom die offergawe pleit en dan gooi ek dit daarin. Ek probeer nou my lesse leer in die lewe. Ek gee my laastes vir Jesus. En tiendes het ons nooit aangeraak nie, maak nie saak hoe swaar dit gegaan het nie, maak nie saak hoe ver jy in die rooi ingaan nie, jy raak nie in jou tiendes nie. Maar die ding wat ek julle vandag wil leer, wat meeste van ons dalk nie weet nie, of al toegepas het nie, is 'n tweede tiende. Nou as jy sê, nee, hierdie was 'n goeie lesing tot hierdie oomblik. 20%? Kom ek lees gou vir julle iets. By the way, die eerste 2 is nie 'n opsie nie, die tweede een is opsioneel, maar kyk wat gebeur as jy dit doen. Deuteronomium 14:23, en jy moet voor die aangesig van die Here jou God, op die plek wat hy sal uitkies om sy naam daar te laat woon, die tiendes eet van jou koring. Sien jy, hierdie gaan nie na die skathuis toe nie. Hierdie is 'n ander tiende, wat jy nou moet eet. Van jou mos en van jou olie en die eersgeborenes van jou beeste en van jou kleinvee, dat jy kan leer om die Here jou God altyd te vrees. Nou luister mooi, waarvoor was dit gewees? Ek lees vir julle Patriarge en Profete, bladsy 530. Elke 3de jaar moes hierdie tweede tiende egter tuis gebruik word om die leviet en die armes te vermaak, soos Moses gesê het, sodat hulle binne jou poorte kan eet en versadig kan word. Hierdie tiende sou 'n fonds voorsien vir die gebruik van liefdadigheid en gasvryheid. So hierdie tweede tiende is geld wat jy 'n opsie van het van hoe dit gespandeer word vir die Here se werk. En gasvryheid om mense te onthaal, om mense te help wat arm is van die redes. Ek lees aan. Die bydraes wat van die Hebreërs vir godsdienstige en liefdadigheidsdoeleindes vereis het, het ten volle 1/4 van hulle inkomste beloof. En dan is mense soos 25%. Nee, ons het van jou gehou voor hierdie oomblik. Maar 25%, luister mooi wat sê sy. So 'n swaar belasting op die hulpbronne van die mense sou verwag word om hulle tot armoede te verdryf. Maar inteendeel, die getroue nakoming van hierdie regulasies was een van die voorwaardes vir hulle voorspoed. Op voorwaarde van hul gehoorsaamheid het God hulle hierdie belofte gemaak. Ek sal die sproeier om julle ontwil bestraf, en hy sal die vrugte van julle grond nie vernietig nie, en julle wingerdstok sal ook nie vroegtydig vrugte afwerp of die land nie. So daar kom 'n belofte saam met dit. So ons het nou hierdie besigheid begin, dinge gaan nou beter, my skuld het ek afbetaal ensovoorts. En terwyl ons sien dat die Here voorsien, voel ons kan nie net lewe op hierdie fondse vir onsself nie. Ons moet ander mense begin help. En ons gaan toe in my budget, ons budget, die Excel spreadsheet waarmee ek werk, en ek sit daar in internal investment budget. So hierdie is om in die ewige lewe van mense se lewens te invest vir die toekoms, die hemale hierna. Toe leer ons hierdie goed, toe sien ons, ons is eintlik besig om 'n tweede tiende te gebruik om mense te begin help met berading. Ons betaal vir die berading, hulle weet nie daarvan nie. Mense se kos, mense te help in nood ensovoorts. En toe besef vir ons, die Here het ons eintlik geleer hoe om 'n tweede tiende eenkant te sit. Verlede jaar Januarie, toe gaan ek deur van die donkerste tye in my lewe. Die Here het die besigheid geseën saam met die Amerikaner. En ek het hom gewaarsku in Oktober 2024, toe sê ek vir hom, 2 keer in die verlede het vriende teen my gedraai, omdat die Here my preke seën, of ons word genooi, ensovoorts. Ek sê jou nou, want ek het as mede-eienaar van die besigheid, was ek ook 'n vendor, wat beteken alle nuwe video's word deur my gedoen. Dit beteken die kliënt betaal die maatskappy,
en die maatskappy betaal my dat die werk gedoen word, ek het dan video editors onder my wie ek betaal. Nou kan ek sien die Here, daar's klomp aspekte wat die maatskappy doen, maar die Here seën vir al die video's. En ek sê vir hom, ek sit voor hom op Zoom, sê ek vir hom, gaan nie sy naam noem nie, sê ek net, my vernoot, ek sê jou nou, die Here is besig om te seën, werk saam met my, nie teen my nie. Want as ek geseën word, word jy geseën. Want die maatskappy groei mos saam, dis nie net ek nie. Hy sê dis reg. Daardie Oktober stel ons 'n dokument op, dat saam met 'n ouderling in Amerika, dat ek gaan 45% van die besigheid kry, hy kry 55% van die besigheid. Hierdie gaan my salaris wees, dit beteken ek vat 'n cut, wat ek kry as 'n vendor, hierdie gaan my salaris, ek gaan op 'n salaris gaan, want dan gaan ek offisieel op papier 'n eienaar wees van 'n Amerikaanse besigheid deur my struktuur van die besigheid te verander. Ons beplan dit vir die Januarie, ons is nou in Oktober. En ek sê, dis reg, ek sal hierdie vat. 'n Maand na die tyd, sê ek, okay, weet jy wat, ek sal hierdie vat. Ek sal fine wees met dit. Ek handig dan my vendorship oor aan die maatskappy. Ek dink is 'n noble ding om te doen, dink julle nie? Ek gee op 'n baie vinnige finansiële groei oor aan die besigheid en ek vat 'n cut. Maar dit gebeur is in Januarie. Daardie Desember, te besluit die Here, ek kry baie ekstra werk, soos in baie. So toe stuur ek nou 'n baie groot invoice vir die maatskappy in Desember. Maar weer eens, as ek meer kry, beteken dit hulle kry meer. Ek is eintlik die maatskappy, jy weet, ek is die mede-eienaar, ek het die staf gebring, meeste van die 35, ek het die kliënte gebring, die Here het my ander werk regtig geseën. En toe draai my vernoot net so teen my. En hy gaan agter my rug, kry 'n ander ou, 'n predikant wat geskei is, my gehuweliksberading, my huis geskei, en hy het die bediening verlaat, agter my rug, hulle bly in dieselfde dorp, en hulle konkel agter my rug, en hulle maak die ou wat nog niks gedoen het vir die maatskappy nie, maak hom 'n eienaar, gee hom 35%, my 10%, en sny my salaris so, dat ek nie my huis of my kar kan bekostig, en as ek daai twee betaal, is die geld op. Niks oor nie. En gee hierdie ou dubbel soveel as wat ek kry. Alles agter my rug. Ek het alles geweet in die maatskappy aangaan, ek was die eienaar, maar nog nie legally op papier nie. Toe draai hulle daai hele ding op en ek gaan die hierdie ding, ons het so pas getrek Laagveld, toe my huis kos my 3 keer meer as in Helweg op daardie oomblik. Op die Here se opdrag. Ek het gehuil soos 'n baba. Want ek is soos, wat op aarde gaan aan? En nou dis my broeder in die kerk. Dis wat dit nog erger maak. Predikant in die kerk. Nie meer die uitgestap as 'n predikant. In Februarie, nou het ons 'n bietjie geld weggesit, want ons het geweet ons moet gaan preek in Amerika en dit gaan geld kos, want dan gaan my familie saamvat. En nou weerhou hulle my salaris in Januarie ook. Raak nou 'n bietjie lelik die ding. En ek sit daar en die Here sê net vir my die hele tyd, jy bly stil. Jy bly stil. Dan sê ek net, dan vra ek net, dink julle wat julle nou doen is reg? Dan vra ek my vernoot, hy bly stil, hy's 'n groen, so hy sê niks, hierdie ander ou is hier rooi, hy doen al die praatwerk. Dan sê ek, dink julle wat julle nou doen is reg? Dan vra ek hulle, het ek ooit issues veroorsaak in die maatskappy? Dan sê ek, wie het al die mense gebring? Jy het. Wie het die kliënte gebring? Jy het. So wat julle nou doen is reg, dan bly hulle stil. Hulle gaan net aan. Gaan net aan. Daardie Februarie toe leef ons van die savings vir Amerika en ek sê vir my familie, ek is jammer, maar ons gaan nie daar kan gaan preek nie. Want hulle gee geld tot ons traveling, maar hulle kan ons nie vir 4 mense betaal om te vlieg nie. Dis duur. So ek sou vir my familie betaal om te gaan. Die Here wys my toe presies wat ek moet doen. Soos tot op die T. Ek sit daar op Sabbat, sit ek daar buite en ek sê, Here, wat moet ek doen? My vrou het panic attacks van wat aangaan op die oomblik. Sê weer eens, waar is die invloed? Is op jou huwelik. En ek sê, Here, ek weet nie wat om te doen nie. En die Here sê vir my presies met wie ek moet praat en ek sê, ek weet nie of ek dit moet doen nie. Ek weet nie. Daardie maandag is ek in die gym en ek loop rond soos hierdie depressede persoon of God nie bestaan nie. En ek begin dink, daai budget, ek is nou al 3 keer by daai budget, hoe ek gaan sny. Dan copy en paste ek hom, sê ek, dis hoe ek gaan sny.
Dan copy en paste ek soos dis ek hierso op die minste wat ek gaan sny. As ek soos okay nee, hierso wat ek probeer nou saam met hulle werk, maar hulle sny my met elke meeting sny hulle my meer en meer en meer. So Jakob het ons maar deur dieselfde ding gegaan. So 10 keer gesny aan sy salaris. En ek is net soos Here, ek gaan die tweede 10de moet opgee. Ek gaan dit nie meer kan gee vir mense en ek gaan nie meer mense kan help nie. En ek gaan my offergawe ook baie minder moet maak, maar ek kan nie dit doen nie. Terwyl ek so loop in die gym en hierdie depressede gedagtes het, toe kom die Here na my toe en hy beïnvloed my brein. Hy sit in my gedagtes. Renier, ek wil hê jy moet jou tweede 10de opstoot en jou offergawe verdubbel. Ek staan so in die gym en terwyl ek so staan, toe eers skielik te staan ek so, toe smile ek. Sê, maar dis mos nou geloof. Die ander een was, hoe kan ek dit fix? Hoe kan ek nou hierdie ding, die Here gaan ons nou toelaat dat dit goed gebeur, so, hoe kan ek nou hierdie ding fix? En die ander een is geloof in God. Toe besluit ek net daar, gaan ek nou my budget toe, ek sê vir Chantel, dis wat ons nou die tweede 10de maak, nou meer as ons eerste 10de, en ons verdubbel ons offergawe, dis Februarie, teen Maart, toe verdien ek dubbeld, as wat ek vir hulle gevra het, hulle moet my betaal. Want ek het presies gedoen wat die Here gesê het, ek het gaan praat met die persoon wat hy gesê het, alles het in plek geval. En soos ek sê, in Maart verdien ek dubbeld. Ek weet nie van julle nie, maar God se wil is die beste plek op aarde. En dit gaan nie oor geld nie, julle moet verkeerd verstaan nie. Dit gaan om in sy wil te wees. Dis die veiligste plek op aarde. Want met geld in jou rekening, sonder God, is jy ongelukkig. Daar was selfs 'n tyd hierdie 1 maand wat ek en Chantal redelik vasgesit het, een van daai maande wat die clean slate was nie daar nie. En ek het nou amper die bedrag gesê, 'n groot bedrag geld in my rekening gehad, wat ek kon doen met wat ek wil, want alles is klaar betaal. En daar het ek besef, weet jy wat? Ek is liewste gelukkig saam met my vrou en die Here en het niks geld hê. As ek nou al daai geld het, maar ek en my vrou kan nie eens mekaar in die oë kyk nie. Wat help dit? Dit beteken niks. So ons tweede 10de verdeel ons so op, of ons ewige beloningsbegroting. Ons help mense met hulle emosionele welstand, 5%. Gasvryheid, 5%, evangelisasie, 5%. So altesaam is 15, saam met ons 10de, eerste 10de is 20%, 25%. Ons offergawe is nie eens ingesluit, ons offergawe is nog bo op dit ook. Wat het gebeur? Sedert laas jaar Mei het ek hierdie lesing voorberei vir 'n gemeente wat gevra het, hulle soek iets nuuts vir 'n huweliksseminar. Wat het gebeur van die dag wat ons 'n tweede 10de begin gee het, sonder dat ons geweet het is tweede 10de, ons wil net mense help. Tot en met Mei verlede jaar, my inkomste het vermeerder met 153%. En wat het gebeur sedert verlede jaar Mei tot net voordat ons gekom het na julle toe, want toe moes ek dit update, nog 'n verdere 136% meer. So nou wil ek julle vra, is dit 'n opoffering om God se wil te doen? En weer eens, dit gaan nie oor geld nie. Dit gaan nie oor, ja nee, jy het nou meer, maar ek gaan nooit meer kan hê nie, want ek's vasgevang in my werk of wat ook al dit is nie. Dit gaan daaroor, vir jou om 'n finansiële toekoms te bou saam met jou eggenoot, moet julle albei aan boord wees om God se wil te doen tot op die einde toe. Al kos dit jou lewe. Is julle met my? Jesus het aan die kruis gesê, Vader, in u hande gee ek my gees. En hy het sy laaste asem uitgeblaas, veilig in die Vader se hande. Of hy nou opstaan uit die dode uit of nie, hy het geweet, hy's veilig in sy Vader se hande. En hy was veilig, want God het gesê, my seun, jy kan maar opstaan. Want jy het oorgegee tot en met die dood toe. Lukas 6:38, gee en aan julle sal gegee word. 'n Goeie maat wat ingedruk en geskit en oorlopend is, sal hulle in julle skoot gee, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. Nog 'n beginsel wat ek geleer het, tydens hierdie hele ordeal, was in hierdie tyd wat ek deur die moeilike tyd gegaan het, was daar tye, nou kom daar geld in die bediening in, daai op die plaas, wat dit nou so moeilik was, dan moet ek eintlik op skuldgeld neersit, wat ek mense skuld, nie die bank of so, dat ek mense skuld. En dan kies ek om die geld te hou. Hoekom? Want ek is bang, daar kom nie weer geld in nie. Dan koop ek kos,
So dis benodigdhede, dis nie goed wat nie nodig is nie, maar dan koop ek kos ensovoorts. Toe ek my skuld begin terugbetaal, toe gee die Here vir my hierdie vers in Levitikus 27 vers 31. As iemand daarvan wil terugkoop, moet hy die loskoopwaarde daarvan plus 20% terugbetaal. Toe het ek daai geldjies gevat en ek het 20% bygesit en ek het almal meer terugbetaal as wat ek hulle geskuld het. 20% bygesit as jy verkeerde keuses gemaak het en jy moet geld terugbetaal en jy kon, al is dit 'n klein bedragie en jy het nie 20% by. Dan voorsien vir jou gesin se toekoms, is 'n beginsel in die Bybel. 1 Timoteus 5 vers 8, as iemand nie vir sy eie mense en veral nie vir sy huisgesin sorg nie, het hy die geloof verloon en is hy slegter as 'n ongelowige. So ek moet voorsien vir my eie huisgesin. Spreuke 13:22, 'n goeie mens laat 'n erfenis na ook vir sy kleinkinders. Die besittings van die sondaar kom in die hande van die regverdige. So ek moet seker maak, daar's fondse vir my seuns, wanneer hulle eendag wat ook al wil gaan doen, ek wil vir hulle 'n fondasie skep, vir wanneer hulle die huis verlaat. So ek sit nie baie geld nie, maar iets weg elke maand, vir my seuns, en dit het nou, ek kon nie glo het nou gegroei nie, ek kyk na die bedrag, sê ek, oh, kyk waar staan dit nou al, net omdat jy elke maand ietsie wegsit vir elkeen. Om vir my seuns 'n fondasie te gee waarop hulle kan staan, nie net geestelik nie, maar ook as hulle gaan swat, hy wil 'n besigheid begin, of hy wil 'n kar koop, alhoewel dit al klaar my plan is in elk geval om vir elkeen hulle eie tweedehandse karretjie te kry in die begin, want as jy 'n kar het, kan jy goed doen. Dan kan jy besighede begin, jy kan gaan werk, ensovoorts. En my seuns, joh, hulle is al klaar, jong, ek gaan die werk doen, gaan daai werk doen. Jonathan, jy weet, sy lys is al so lank van wat hy al gaan doen in sy werk. En ek moet voorsien vir dit. Maar nou sê mense, ja, maar Jesus se koms is op hande. Ek leef asof Jesus môre kom. Dit beteken waar ek die geld spaar, moet ek dit kan uittrek. As die merk van die dier kom, moet ek dit kan uittrek. Maar terselfdertyd leef ek asof my kinders gaan kinders hê. Want ek het gesê Jesus kom voordat ek getrou het. Nou is my laaitie 10 jaar oud. Ek sê nog steeds Jesus se koms is op hande. Ek glo nog steeds alles in die wêreld wys na Jesus se koms, maar wie weet hoe lank dit gaan wees? Wie weet hoe lank gaan daardie talm neem wat Jesus gesê het? Hy gaan talm om te kom. Ek weet van mense wat hulle seun uit die skool uitgehaal het want Jesus kom. Toe moes hy seun matriek gaan self klaarmaak na skool en vandag is hy in sy 30's, hy het 'n vrou, hy het kinders ensovoorts. Ek wil nie so lewe nie. Ek wil hê my kinders moet sê my pa het my te nagekom want hy het geglo Jesus kom. En wie begin hulle dan verwyd? Vir God. So dis doen ek my navorsing. Ek luister na podcasts terwyl ek besig is om my boeke te doen ensovoorts oor hoe om finansies te bestee wat binne God se wil is. Soos 'n tax-free savings account in shares. Jy kan daai geld enige oomblik uittrek. Jy kan dit nie weer terugsit as jy dit gevat het nie. Maar daar's net 'n sekere hoeveelheid wat jy kan insit. Maar het julle geweet as jou kind gebore is en jy sit net R6,000 in, once. Sit jy hom in. Kry hy, ek dink R3 miljoen op 65 as hy aftree. Een keer R6,000 en hy kry R3 miljoen. Ek sê, dit is vir my 'n goeie belegging. Ek weet dit is bietjie oud, 65, voordat hy kan kry, maar dis een voorbeeld van hoe die ding werk. Maar die punt is, ons moet ons navorsing doen. Ek doen baie navorsing, vra baie vrae, want ek wil die Here se geld reg bestee. Wil nie net mense help nie, maar ek moet kyk na die toekoms van my kinders. 5 finansiële doelwitte as die verskaffer van jou huishouding. Doen eerlike werk. Kolossense sê vir ons, wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Nommer 2, eer God eerste. Nommer 3, lewe binne jou vermoë. Nommer 4, beplan vir die toekoms. Nommer 5, leer jou kinders hoe om met geld te werk. En dit is waar ons daardie podcast wat Chantal julle van vertel het, the Families of Faith. En Chantal hou daarvan om dit te luister en toe kom sy na my te sê, my lief, ons moet ons kinders leer om met geld te werk, ek het die plan. Want sy was gestoot in 'n rigting, sy sê ek het die plan. So wat ons toe gedoen het is, ons het vir die seuns gesê, na hulle toe gaan en gesê, daar is chores wat julle doen, wat normale chores is, wat die laste van mamma en pappa ligter maak, julle is deel van die huishouding, so julle help.
Maar nou gaan ons sekere chores vir julle begin bysit, waar pappa vir julle gaan betaal elke maand, so julle gaan julle eerste salarisie begin verdien. En daai geld gaan ons julle dan leer hoe om met geld te werk op julle ouderdom. So wat Chantal te gedoen het, is sy het heuninghouertjies gevat. Ons hou van, daar's 'n sekere heuning wat ons koop in Natal, en dan is dit seker plastic houers, en sy het op dit gesit, dan plak sy 'n sticker, tiendes, 10%. Tweede tiende, 10%. Savings, 10%. Offergawe, 5%. Oeps, jar, jy breek iets in die huis, jy koop hom, 20%. Die res is jou geld, wat in die beursie ingaan. So elke maand, as hulle nou hulle salarisie kry, want hulle het 'n chart wat in my kantoor is, moet hulle aftik elke week, het jy alles gedoen op dit. Trampolien skoonmaak, die honde se bakke skoonmaak, dis van die voorbeelde van wat daar op is. Maar goedjies wat jy moet doen, en dan vir elkeen is daar by in sy, hulle help my tot met filing in my besigheid. Hulle moet net die gaatjies, hulle, al die, ek merk die slippies, dan sê ek 'n te vir travelling, V vir, sien kinders, te, 'n T vir travelling, 'n V vir voertuie ensovoorts. Dan al wat hulle moet doen is, hulle moet dan net vir my al die T's bymekaar sit. Ek hoor nie oor datum volgorde nie, want ek sit hom net in daai maand se file in vir Oktober, waar ek kan sê. En dan moet hulle vir my die gaatjies druk en vir my in die file sit. En dis waar die grootste balk van 'n salaris afkom, want hulle help pappa nou in sy besigheid. So aan die einde van die maand, dan gaan trek ek nou die geld, en dan sit ons nou daar, en dan sê ek vir hulle, okay, hier is jou tiende, gaan in die blikkie in, daar is die tweede tiende in die blikkie in, daar is die offergawe, ensovoorts, hier is die geld in jou beursie, en daar is jou savings, en dan sê Jonathan, papa, ek spaar vir my kamera. Hy wil foto's neem van die wildtuin. Sê ek, reg my seun, dis soveel in daai ene is, dis soveel in jou beursie is, en jy kan sien, daai seun raak nie in daai geld nie. Dan gaan staan hy in 'n winkel, sê ons travel nou, ons is in Amerika, of waar ook al is, dan staan hy daar, dink papa, ek moet hierdie ding vir my koop. Wat ook al hy nou sien in die winkel. Dan vra ek hom, ek dink dit was op Tafelberg. Ons was op Tafelberg verlede week. Toe vra hy, moet ek hierdie ding koop? Dan sê ek, okay, waarvoor spaar jy? Vir 'n kamera. Het jy hierdie ding nodig? Sê ek nou, dan sit ons nou wyser, het jy die kamera nodig? Want jy het nie een nie. So dan sit wys om nie nou jou geld te spandeer nie. En so word hulle nou al geleer om 'n tweede tiende weg te sit, so vir hulle is dit normaal. Wanneer hulle nog nie kan voel, dit is eintlik nog as 'n bedrag uit jou sak uit nie. Nou raak dit vir hulle normaal om dit te doen. En daai aand wat Chantal vir julle vertel het, wat ons ou Kersaand gesit het, en wat ek bewoor raak, want toe ek hierdie spread van kos voor ons sien, en ek dink aan hierdie arme man wat in die reën buite lê op die straat, en ons eet hierdie lekker kos, toe ek opstaan en sê, ons moet vir hom gaan kos vat, toe gaan haal albei my seuns hulle tweede tiende uit hulle houertjies uit. En hulle kon vir hom kontant gee wat hulle nou al gespaar het, en so leer hulle om ander mense te help. So ons kan ons kinders nou al voorberei vir die toekoms, hoe om Jesus se geld wat hy aan hulle toevertrou te spandeer. Finansiële beginsels wat jy moet toepas, betaal skuld soveel as moontlik af. Spreuke 22 vers 7, die ryke heers oor die arme, die lener is die slaaf van die man by wie hy leen. Nog 'n wyse man het gesê dat mense in die skuld beland wanneer hulle onnodige goedere koop om diegene wat hulle skaars ken of selfs van hou te beïndruk met geld wat hulle nie het nie. Daar's normale skuld, huis, kar. Jy weet, dis nie almal wat daai goed kontant kan koop nie. Maar dan is daar skuld wat ons almal vanaf weg moet bly, wat alle finansiële adviseurs vir jou gesê, dis nie wat jy moet hê nie. En dit is kos op skuld koop, klere op skuld koop, kredietkaart skuld, vakansie gaan hou op skuld. As jy nie geld het vir vakansie nie, dan gaan jy nie op vakansie nie. En jy gaan nie doodgaan nie, dis nie lekker nie, glo my, ek kan onthou toe ons gesukkel het, dan sien ek in Chantel, daar gaan ons vriende lekker op vakansie, ons kan nie gaan nie. Maar nou kan ons gaan. Nou is soos prys die Here, nou kan ons familie dit geniet, en dan gaan nie geld spandeer wat ek nie het nie. Om jou skuld te delg, moet jy verander ten minste sommige van jou bestedingsgewoontes en beheer jou besteding, spaar geld op enige moontlike manier en genereer addisionele inkomste. Hulle sê dat as jy 'n salaris het, moet jy ten minste 3 maande se savings van jou salaris in 'n spaarrekening hê. As enige iets gebeur, kan jy vir 3 maande leef. As jy 'n besigheid het, het jy 6 maande nodig. So, ek het 'n emergency fund in my savings.
En daar sekere goed wat verkoop in ons bediening en so, ek raak nie na geld, ek gaan net direk daarin. En daar sit ek dit in. En dan in die besigheid self, save ek elke maand omtrent 10%, dieselfde as my tweede 10de bedrag, sit ek weg en sit dit in die savings in. Soos daar is emergencies, soos byvoorbeeld, as daar 'n medical emergency in ons huis is, en die mediese fonds kan nie daarvoor betaal nie, moet ek nou nie uit mekaar uitval nie, moet sê, daar is die geld, ons moet dit doen, en dan kan ons dit doen. Begroting, die doel van 'n begroting is om uitgawes te beheer, beplan, moet spandeer en wil graag spandeer binne in jou begroting. Hou rekord van jou werklike uitgawes. Ek het 'n rekord presies van alles wat ons spandeer. Elke slippie gaan deur my boeke. Daar is niks wat ek mis nie. En is nie net my besigheidsgoed nie, maar is ook my persoonlike lewe. Alles word in 'n spreadsheet gesit. En onthou ek is 'n rooi geel. So die geel kan vir my soek nie die spreadsheet nie. Maar ek doen dit want dit is die beste ding vir my familie. Vergelyk wat jy eintlik wil bestee het met jou beplanning. Die doel van jou begroting is om jou geld toe te laat om vir jou te werk, en jy kan nie begroot om meer te spandeer as wat jy verdien nie. En hier is 'n voorbeeld van 'n begroting, dit is nie ons bedrag nie, so dit is net bedrag wat ek ingesit het, maar dit is dieselfde konsep van wat ek in my budget het. Vir die van ons wat nog nie 'n budget het nie, dis baie belangrik dat jy een het. So jy het jou beskrywing, wat is dit? Jou huur, jou tiendes, jou tweede tiendes, water en ligte, lewensversekering, want weer eens, jy moet voorsien vir jou familie. En baie adventiste is soos, nee, ons moenie lewensversekering hê nie, want Gees en Profesie sê A, B en C, maar gaan kyk mooi wat sy sê. Sy sê nie, jy mag nie lewensversekering hê nie, sy sê die mense het lewensversekering uitgeneem om geld te maak. En dis die issue. Maar as ek iets oorkom, moet daar geld wees vir my familie om te kan lewe. So, jou mediese fonds, jou bank charges, en wat ook al in jou budget is, sê die totaal wat jy nodig het in 'n maand is R35.000, en hierdie regterkant se kolom is, wat het jy oor? Jy klaar jou huur betaal, so daar's niks daaroor nie. Maar jou persoonlike geldjies wat jy vir jouself neem, kom ons sê dis R300 om vir jou ietsie te koop, wat niks met die huis te doen het nie, wat net vir jouself is, jy het al R100 spandeer, so jy het R200 oor. Jou groceries kos jou R6.000 'n maand, jy het al R3.500 spandeer, so jy het R2.500 oor. Jou klere, jy het nog niks spandeer nie, so jy het die volle R500 oor, en jou petrolgeld het jy nog R1.000 oor, so dus het jy R4.200 oor in jou bankrekening na van jou uitgawes. Nou het jy jou inkomste budget daarbo. Kom ons sê dis sales, of jy het 'n salaris, of wat ook al, jy verwag nog R2.000 om in te kom. In jou rekening is daar R6.000, maar jou uitgawe nog is R4.200, dan daai bedrag van R200 verkeerd, maar dan wat het jy oor op die einde van die dag? So kan jy die heeltyd weet wat aangaan. So ek weet die heeltyd wat aangaan in my budget. As ek net in 'n plek instap en my familie sê, "Jo, ons is nou honger." Dit gebeur baie. Ek is honger, pappa, kan ons nie ietsie eet nie? Dan weet ek presies, yes, ek kan R300 spandeer, ek kan R100 spandeer, ek kan R800 spandeer of niks. Want ek weet wat in my budget aangaan. En dan moet jy 'n savings budget hê in jou kolomme. So kom ons sê, as jy eie besigheid het, moet jy geld wegsit vir SARS. Want jy betaal eers belasting een keer, as nie elke maand wat dit afgaan van jou salaris nie, dan spaar jy nou vir SARS. Daar's R18.000, die een wat jy die minste voor wil spaar. Dan jou emergency fund, het jy sê maar 10.000, vir jou kinders het jy al gespaar 15, vir jou persoonlike spaargeld al 10.000, en jou klere wat jy nie gebruik het nie. Jy het R500 budget, maar jy het net R250 gebruik. Jy het R250 oor, moet nou nie gaan pizza koop met die R250 nie. Sit dit in die rekening, in jou spaarrekening, want volgende maand het jy R700 nodig vir klere, nie meer 500 nie, dan het jy die ekstra R250 wat jy kan bylas. En dan weet jy, jou saving is R54.000, iets gebeur in die huis, en jy het spaargeld nodig, en jy weet, in ons persoonlike rekening het ons R10.000 spaargeld, daar breek iets op die kar wat ons nie van geweet het, ensovoorts, maar ek het geld weggesit om te voorsien vir dit. Hierdie is 'n eenvoudige manier om jou budget te doen. Myne is obviously baie meer gecompliseerd, ek het baie meer goed op my spreadsheet as dit, in verskillende kolomme van die besigheid, salarisse en. Maar die punt is, as ek nie trek hou nie, ek het selfs in my gebede, het ek uiteengesit op my budget, Here, dis waar ek wil wees, volgens sy eie vraag aan my, Renier, waar wil jy wees? Toe sê ek van, dis waar ek wil wees, dis wat ek my mense wil betaal, dis wat ek groei, en dis hoeveel ek terug wil sit in die werk.
En ek kan sien, hy is my besig om my soontoe te vat. En ek het daai bedrag voor hom gesit en dit bly daar. Dit is 'n konstante herinnering wat ek voor die Here sit en waarvoor ek bid. In jou huwelik is dit belangrik om te kommunikeer oor finansies. Weereens luister wanneer jy kommunikeer. Sê wat jy bedoel. Kies die regte tyd en plek. Wees eerlik met mekaar. Los die bagasie van die verlede. Die Here het die eerste keer, sê dit die 8 jaar terug wat ek die fout gemaak het van daai tweede kar koop, het ek nog nooit weer gedink aan 'n tweede kar nie. Dit was nie in my gedagtes nie, ek het dit nie begeer nie, niks. Op 'n ander manier, toe kom dit na ons toe sê my vrou ook vir my, my lief, ek dink ons het 'n tweede kar nodig, want sy vat die seuns vir swem, en al hulle goedjies wat hulle moet doen, ensovoorts, en dit is al hoe meer, dan sit ek nou daar, en dan moet die predikant my optel, want ons moet huisbesoek gaan doen, of wat ook al, want ek het nie 'n kar nie. En vir die eerste keer het ek teruggaan na die Here, toe sê, Here, ek weet ek het 'n fout gemaak, 8 jaar gelede. Is dit in u wil, dat ek 'n tweede kar koop? Die volgende dag, toe gee my 'n vers, en sê, gaan voort. So ons het eintlik 'n tweede kar. Vir meeste mense is dit normaal. Maar as jy 'n fout gemaak het in die verlede, dan is dit nie normaal nie. Dan maak jy seker jy's in God se wil. So los die bagasie van die lewe, bid saam, soek jou eggenoot se raad en stel doelwitte vir die toekoms. Vertrou die Here. Die Bybel sê hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Deuteronomium 8 vers 18, maar dink aan die Here jou God, dat hy is wat jou krag gee om rykdom te vererwe. Dat hy sy verbond kan bevestig wat hy aan jou vaders met 'n eed beloof het, soos dit vandag is. En dan Filippense 4 vers 19. En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid in Christus Jesus. Ek wil net weer eens bevestig vanaand, dit gaan nie oor geld nie, die issue is geld, maar dit gaan nie oor hoeveel geld jy het nie. Dit gaan oor die beginsels wat die Here uiteen vir ons gesit het, wat ons moet volg, of ons na die weduwee is, wat die laaste sentjies ingooi, of die ryk man is, wat daai R200 noot elke Sabbat kan ingooi, en dit maak nie 'n verskil aan sy bankrekening nie. Maak nie saak waar jy jouself bevind nie, doen God se wil saam met jou eggenoot. Dis die punt. En ons is getuies van die Here wat ons van daaronder afvat, en hoe hy ons nou seën, en as hy besluit, ek moet weer onder toe gaan na die vallei toe, ek is lieweste saam met hom daar, as wat ek op my eie sonder hom hierbo is. Maak dit sin? Enige vrae? Hoe hierdie een? Yes, Koenie.